Hallo almal en baie welkom. Is julle reg om julle breine bietjie te rek en sommer vir die eksamen ook voor te berei? Vandag duik ons diep in die wêreld van farao's en piramides met 'n super prettige vasvraag oor antieke Egipte. So, kom ons spring weg. Ek is so bly julle is hier. En weet julle wat? Sien hierdie nie as net 'n klomp leerwerk nie. Nee, sien dit as 'n opwindende avontuur terug in tyd. Ons gaan saam 'n paar van die coolste geheime van een van die wêreld se alleroudste beskawings ontdek. Goed, die reëls is super maklik. Eerstens, ek gaan 'n vraag vra. Dan, en hier is die belangrikste deel, druk jy die pause-knoppie. Hoekom? Sodat jy 'n oomblik het om regtig te dink. Sodra jy jou antwoord het, druk jy weer play. En dan kyk ons saam of jy reg was. Maklik, né? Reg, kom ons duik dadelik in met ons eerste ronde. Hierdie een gaan alles oor die mense van antieke Egipte en natuurlik die gode wat hulle aanbid het. Kom ons kyk wat jy onthou. OK, hier's jou eerste vraag. Wat presies is 'n sosiale hiërargie? Druk gou pause en dink 'n bietjie. Het jy jou antwoord? Fantasties. 'n Sosiale hiërargie is basies 'n stelsel waar mense volgens hulle mag en status gerangskik word, amper soos die sporte van 'n leer, van die heel belangrikste bo tot die mense heel onder. So, as ons praat van daardie leer, wie was heel bo aan? Wie was die belangrikste persoon in die hele Egipte en wat was sy 3 groot take? Druk gou pause. Reg. Die antwoord is natuurlik die farao. En hy was nie sommer net 'n koning nie, hoor. Hy was ook die hoofpriester, die leier van die weermag en die heerser oor die hele land. 'n baie besige en belangrike man. Goed, so as die farao nommer 1 was, wie was dan nommer 2? Wie was die tweede belangrikste persoon? Weet jy? Druk gou pause. Die antwoord is die wasier. Dink aan hom as die farao se regterhand, die ou wat alles laat gebeur het. Sy werk was superbelangrik. Hy het al die geld bestuur en seker gemaak almal betaal hulle belasting. Net onder die wasier was daar ander mense met hoop mag. Kan jy 2 van hierdie magtige groepe noem? Wat 'n oomblik. Wel gedaan as jy gesê het priesters en weermag bevelvoerders. Hulle was absoluut noodsaaklik om die land se godsdiens en veiligheid te beheer. Nou vir 'n baie belangrike vraag. Wie het eintlik al die kos gemaak wat al hierdie mense van die farao tot die soldate geëet het? Dink mooi. Dis reg, dit was die gewone boere. Sonder hulle harde werk op die lande sou absoluut niemand in Egipte kos gehad het nie. Hulle was regtig die ruggraat van die hele samelewing. Goed, kom ons gesels bietjie oor godsdiens. Die Egiptenare het nie net in een god geglo nie. Wat noem ons daardie geloof in baie gode? Neem 'n sekonde. Die woord waarna ons soek is polyteïsme. En dis nogal iets om oor te dink. Die Egiptenare het in meer as 2000 verskillende gode en godinne geglo. Dis baie. So, van al daardie duisende gode, wie was die heel belangrikste een in die vroeë dae van Egipte en hoe het sy naam later verander? Wat dink jy? Dit was Ra, die magtige songod. So, van al daardie duisende gode, wie was die heel belangrikste een in die vroeë dae van Egipte en hoe het sy naam later verander? Wat dink jy?
So, van al daardie duisende gode, wie was die heel belangrikste een in die vroeë dae van Egipte en hoe het sy naam later verander? Wat dink jy? En hier is die laaste vraag vir hierdie ronde. Die Egiptenare was doodbang om die gode kwaad te maak. Wat het hulle geglo sou gebeur as hulle dit wel doen? Neem 'n laaste raaiskoot. Hulle het geglo die gode kon vreeslike dinge stuur, soos droogtes waar niks groei nie, hongersnood, aaklige siektes en selfs die dood. Dit wys jy net hoe belangrik die gode in hulle daaglikse lewens was. Sjoe, fantasties gedoen in ronde 1. Nou kom ons gaan aan na ronde 2. Hier gaan ons die Egiptenare se super interessante idees oor die dood, die hiernamaals en die ongelooflike strukture wat hulle gebou het, verken. Kom ons begin met iets waarvoor Egipte baie bekend is, mummies. Hoekom dink jy het hulle soveel moeite gedoen om liggame te bewaar deur mummifisering? Druk pause. Die rede is eintlik baie diep. Hulle het geglo jou gees of jou siel bly na die dood in jou liggaam. So die liggaam moes perfek bewaar word sodat jou siel vir ewig en altyd in die hiernamaals kon voortleef. Daar was 'n spesifieke god met 'n baie belangrike werk wanneer iemand gesterf het. Wat was die rol van Anubis, daardie god met die jakkalskop? Weet jy? Anubis was die groot baas van die hiernamaals. Sy belangrikste taak was om die oorledene se hart te weeg teen 'n veer. En die idee was, as jou hart ligter as die veer was jy 'n goeie mens en kon jy die hiernamaals binnegaan. Tydens mummifisering is sekere organe uitgehaal en in spesiale flesse gesit. Wat noem ons hierdie flesse en watter 4 organe is daarin geberre? Wat 'n oomblik. Hulle word kanopiese flesse genoem. En die 4 organe was die lewer, die longe, die maag en die ingewande. Interessant, né? Hulle het die hart altyd in die liggaam gelos, want hulle het geglo dis waar jou intelligensie en persoonlikheid was. As argeoloë 'n Egiptiese graf oopmaak, is dit dikwels propvol skatte. So hoekom is mense met al hul besittings, soos kos, klere en juwele begrawe? Dink mooi. Wel, hulle het geglo jy sou al hierdie dinge nodig hê op jou reis en in jou nuwe lewe in die hiernamaals, presies soos jy dit op aarde nodig gehad het. Goed, kom ons praat oor 'n wêreldberoemde monument. Wat presies is die Sphinx en wat was sy doel? Wat dink jy? Die Sphinx is daardie reusagtige staanbeeld met die liggaam van 'n magtige leeu en die kop van 'n man. En sy hoofdoel? Om soos 'n reuse wagter te dien om die grafte en die piramides van Giza te beskerm. Kyk net hier. Dit wys die idee van die Sphinx so mooi. Die kop van 'n man wat intelligensie en wysheid verteenwoordig, gekombineer met die liggaam van 'n leeu wat pure krag en mag voorstel. Saam was dit mos die perfekte beskermer. Hier's 'n vinnige een, maar 'n baie belangrike een. Wat was die hoofdoel van 'n piramide? Neem 'n sekonde. Dis eenvoudig. Hulle was niks anders nie as massiewe superluukse grafkelders wat spesifiek vir die farao's gebou is. Maar die farao's het opgehou om piramides te bou. Hoekom het hulle later besluit om eerder in die vallei van die konings begrawe te word? Dink 'n bietjie daaroor. Die antwoord is eintlik eenvoudig: sekuriteit. Die piramides was so groot en opvallend, dit was soos 'n reuse advertensiebord vir grafrowers wat sê, die skatte is hier. Die vallei van die konings was 'n geheime, weggesteekte plek om hulle skatte beter te beskerm. Die presiese ligging van die piramides was ook baie spesifiek. Aan watter kant van die Nylrivier is hulle gebou en hoekom juist daar? Weet jy, hulle is altyd aan die wesoewer van die Nyl gebou en die rede is simbolies. Die son sak mos in die weste, wat vir hulle die einde van die dag en die einde van die lewe voorgestel het. Dit was dus die land van die dooies. En watter farao was verantwoordelik vir die dou van die grootste een van almal, die groot piramide van Giza? Kan jy sy naam onthou? Sy naam was Farao Khufu. En daardie piramide is die enigste een van die 7 wonders van die antieke wêreld wat vandag nog staan. Hoe ongelooflik is dit nie? Laaste vraag in hierdie ronde. Waarvoor was die tempels en wie is toegelaat om die heel binneste heiligste deel te sien? Wat dink jy? Wel, tempels is letterlik beskou as die huise van die gode hier op aarde. En net die allerbelangrikste mense, soos die farao en 'n paar hoëpriesters, is ooit toegelaat om die standbeeld van die god binne in daardie heilige plek te sien. Julle doen briljant. Tyd vir ons laaste ronde, die geheime kode. Hier gaan ons alles leer oor die ongelooflike skryfstelsel van die antieke Egiptenare. Is julle reg? Goed, eerste vraag. Wat is hieroglife? Neem 'n oomblik. Dit was die beroemde prentjieskrif van antieke Egipte. Maar dit is belangrik om te onthou, dit was baie meer as net prentjies. Elkeen van daardie meer as 700 simbole kon 'n hele woord of 'n klank of 'n enkele letter voorstel.
'n baie ingewikkelde stelsel. Lank voor daar papier was, waarop het die skrywers dan hulle hieroglife geskryf? Kan jy 3 oppervlaktes noem? Dink mooi. Hulle het geskryf op basies enigiets wat hulle kon kry. Dit sluit in die klipmure van tempels, houtplanke en selfs nat kleitablette. En later, natuurlik, het hulle die wonderlike uitvinding van papirus begin gebruik. Jou naam was vir die Egiptenare ongelooflik belangrik. Wat het hulle geglo sou met jou gebeur as jou naam nêrens neergeskryf was nie? Wat dink jy? Hulle het geglo jy sou heeltemal ophou bestaan na die dood. Jou naam was deel van wie jy is, en as daardie naam verdwyn, het jy ook verdwyn. Dis nogal 'n skrikwekkende gedagte, né? Vir duisende jare kon absoluut niemand hieroglife lees nie. Dit was 'n totale raaisel. Maar toe, in 'n spesifieke jaar, is 'n ontdekking gemaak wat alles verander het. Kan jy raai watter jaar dit was? Dit was die jaar 1799. En wat was hierdie ongelooflike ontdekking wat in 1799 gemaak is? Dit was natuurlik die Rosetta Steen. Hierdie enkele stuk klip was die sleutel wat die hele geheime kode van die hieroglife vir ons oopgesluit het. So, hoekom was die Rosetta Steen so belangrik? Want dit het presies dieselfde storie in 3 verskillende skrifte gehad. Kan julle onthou? Die 3 skrifte was Grieks, hieroglife en Demoties, wat 'n ander ou vorm van Egiptiese skrif was. En omdat kenners nog Grieks kon lees, kon hulle dit gebruik om die ander 2 te ontsyfer. Slim, né? Hier is julle heel laaste vraag. Hieroglife kon van links na regs, regs na links of selfs van bo na onder gelees word. Hoe op aarde weet jy dan in watter rigting om te lees? Vat 'n laaste kans om te dink. Daar's 'n baie slim triek. Soek net die simbole van mense of diere. Watter kant toe hulle gesigte kyk, dis die rigting waarin jy moet begin lees. Jy lees altyd na hulle gesigte toe. Probeer dit gerus. En dit is dit. Jy het dit gemaak. Fantastiese werk almal. Julle het deur al 3 rondes gewerk en gewys julle weet regtig baie van antieke Egipte. Gee jouself 'n groot klop op die skouer. So, kom ons dink gou weer. Vandag het jy die geheime ontsluit van die mense en gode, van die grafkelders en skatte, en van die geheime kode van die hieroglife. Jy is nou amptelik 'n kenner van antieke Egipte. Baie dankie dat jy so lekker saamgespeel het. My heel laaste vraag aan jou is, watter ander antieke beskawings se geheime dink jy met ons volgende probeer ontsluit? Dalk die Romeine of die Grieke? Laat 'n mens wonder, né? Totsiens vereers.